My tema vanoggend, jou God het bedank. Nou dit was Dominee Braam se heel laaste preek, en dit was sy laaste preek ook hier by ons. Dit was sy tema, jou God het bedank. So vanoggend is ook so 'n bietjie tot eer van hom en tot herinnering van hom. Maar ek het geen idee wat hy gesê het nie. So ek het gedink dat hierdie 'n tema is wat soms dalk so 'n bietjie krities klink. Jou God het bedank. Wat beteken dit nou? Beteken dit nou God bestaan nou nie meer nie? God wil nou niks meer met jou uit te waai nie. God is nou klaar met jou. Wat beteken dit as ons sê jou God het bedank? Maar dit is ons tema vanoggend. Ek net gou vinnig hier van sit. Dis ons tema vanoggend. Jou God het bedank. Wie kan onthou wat beteken die 3 name? Ek gaan nie op die spot sit, nie wat. Ek gaan niemand op die spot sit nie. Shadrach, Meshach en Abednego. Kan julle daai verhaal vertel? Kom ons kyk gou julle Sondagskool, die wat nou aangeneem en voorgestel is 44 jaar terug. Kom ons kyk wat is julle. Wie kan onthou wat is die storie van Shadrach, Meshach en Abednego? Enigiemand, enige tykers. Dan dit kan Tannie onthou. Daniël 3. Inderdaad, dankie Tannie. Dankie Tannie Edith, jy sien, die oues, die wyses en die gryses, hulle leer ons nog 'n klomp goed. Shadrach, Meshach en Abednego, Daniël 3 vers 16 tot 18 is ons kernteks, maar die hele Daniël 3 gaan oor hierdie hele verhaal van Shadrach, Meshach en Abednego. So vinnige verhaal. Die volk beland hulle self in ballingskap in Babylonië. Nou dis nie 'n klein Sandra nie, dis 'n huge plek. Dis 'n groot plek. Wat met die volk gebeur het is hulle word so verdruk, hulle het selfs nuwe name gekry. So as ek nou daar inkom en ek word in slawerny in Babylonië ingevoer en hulle vra vir my, wat is jou naampie? En ek sê, Adrian is my naampie, sê hulle nee, jou naampie is nie meer Adrian nie. Ons gee nou vir jou 'n Babyloniese naam. Hulle is van hulle godsdiens gestroop, van hulle persoonlike name gestroop. Alles is van hulle weggevat. En hier kom die koning, en hy bou hierdie huge goue standbeeld. 90 L sê die teks. Nou in gewone Afrikaans is dit 27 meter hoog. Dis 'n redelike standbeeld. Hy bou hierdie ding, en hy sê vir die volk Israel, en eintlik almal wat daar bly, julle sal hierdie standbeeld aanbid. En as die musiek begin speel, dan sal julle voor hierdie standbeeld, hierdie afgod buig. Die volgende sê hulle toe vir hom, ons het geen behoefte om u hierop te antwoord nie. As ons God wat ons dien, ons wil red uit hierdie brandende vuuroond en uit u hand, o koning, kan hy ons red. Hy sê vir hulle, julle sal buig. As julle nie buig voor hierdie standbeeld nie, dan gooi ons julle in die brandende vuuroond. Enigiemand wat nog regop staan, as die musiek begin speel, gaan brandende vuuroond toe. Shadrach, Meshach en Abednego sê, ons het geen behoefte om u hierop te antwoord nie. As ons God wat ons dien, ons wil red uit hierdie brandende vuuroond, dan sal hy. As nie, hy sal nie, as hy wil, sal hy ons red. Maar selfs as hy dit nie doen nie, hoor baie mooi wat sê die teks, maar selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie. En die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Hoor mooi wat dit sê die teks. Hierdie ouens staan, die koning sê, julle sal buig as die musiek begin speel, voor hierdie huge standbeeld wat ek gebou het, sal julle buig in aanbidding, dis julle nuwe God. En hierdie 3 vriende sê, not a chance. Daar's nie 'n manier wat ek voor jou poppie buig nie. Is geen manier nie. En die koning sê vir hulle, goed, as julle nie luister nie, en julle doen dit nie, gewoon die Engelse woord is 'n furnace, 'n groot brandoond, amper soos hierdie brandone wat hulle gebruik om mense te kremeer, maar net baie groter. Elkeen wat dit nie doen nie, gaan jou daan tjak. Hulle sê, daar's nie 'n manier wat ek voor hierdie standbeeld buig nie.
En wat toe nou gebeur is, hy vat hierdie 3 manne, Shadrag, Meshach en Abednego, en hy hou sy woord. Binne in die brandhoond. En hy sê, Sjap, as julle nie hierdie afgod wil dien nie, hierdie God van my wil dien nie, brand. Klink amper soos hemel en hel toe gaan, hè? Klink amper so iets, as ons hierdie teks lees. En hulle gooi hulle daar binne. Wat gebeur toe? Wie weet? Wat gebeur toe? Sissa, kan jy onthou? Kan jy onthou? Kom, ouma, jy kan maar sê. Hulle brand nie. Hulle staan in die brandende vuuroond en hulle brand nie, maar hulle is 3. Die teks sê, die koning kyk in hierdie brandende vuuroond in en hy sien 4 mense. Hy sien 4 beelde. En nou moet jy vir jouself imagine, kom ons maak dit nou real life vandag. Kom ons speel hierdie ding af. Die regering sê vir ons buig voor 'n ding, en as jy nie buig nie, dan gooi hulle vir jou letterlik in so vuuroond in. En ons kyk vanoggend in daai brandende vuuroond in. En gist, daar staan Christa. Die vlamme ketter hier om haar, maar Christa staan. Hulle was 3, wat die koning sien is 4. En die 4de persoon, wie was die 4de persoon? 'n engel, dankie. 'n engel staan langs hulle. Hierdie manne staan in 'n brandende vuuroond en hulle brand nie. Maar luister wat sê die teks. God kan ons red. Hy kan, ons weet hy kan. Maar selfs al red hy ons nie, is fyn. Ons sal brand. Selfs al red hy ons nie, ons sal brand, is fyn. Wie van ons sal dit doen? En nou moet ons kyk, hier is 'n duidelike konnotasie tussen Daniël 3 en Jesus. Hulle kan my maar hang. Hulle kan my maar kruisig. Dis fyn. Ek vertrou op God. Nou hier is die ding wat ons baie keer in ons lewens doen. Ek wonder wie van ons sal in 'n brand sal bereid wees. Dis fyn, ek gaan nie aanbid nie, gooi my maar in die brandhoond. Ek wonder wie van ons sal bereid wees om dit te doen. Of een of ander storieetjie uitdink van hoekom ek nou nie kan brand nie, of my knie geseer, ek kan nie buk nie, kan nou nie op my knie kom en buig voor hierdie. Ietsie sal ons uitdink. Ek weet, ons sal ietsie uitdink. Ek het geld in my klein toentjie, kan nie buk nie. Ons sal ietsie uitdink, net om my brandende vuuroond te vermy. Nou die probleem is, ons dien en aanbid God soms soos mense wat onderhandel. Here, as U my kind gesond maak, dan sal ek meer kerk toe gaan. Weet nie wie van julle het al hierdie beleef nie. Here, as U my besigheid red, dan sal ek meer vir die armes gee. Here, as U my huwelik kom regmaak, wat stikkend is, dan sal ek meer op U vertrou. As U. So ons onderhandel amper met God, asof ons besig is om 'n ou Hilux op Facebook Marketplace te koop. 'n Facebook Marketplace Hilux, nee oom. Ons onderhandel so 'n bietjie met God. Here, as jy my kind gesond maak, dan sal ek dit. En dis ons probleem. Daniël se verhaal van Shadrag, Meshach en Abednego onderhandel hulle glad nie. Hulle sê, God kan my red, maar selfs dat doen hy nie. Sien, hier is geen terms and conditions vir Shadrag, Meshach en Abednego nie. Ons het so 'n bietjie terms and conditions. Al doen hy nie, is fyn. Hierdie 3 manne se geloof is nie dat God hulle uit die vuur moet haal nie. Hulle geloof is dat God selfs, al haal God hulle nie uit die vuur uit nie, sal hulle steeds op God vertrou. Selfs al word my gebede en my behoeftes nie waar nie, soos dat ek elke dag bid, Here, help asseblief met hierdie ding, help asseblief met hierdie ding. Selfs al gebeur dit nie, sê hierdie 3 manne, vertrou ons nog steeds op God. Selfs ons brand ons vandag hier, vertrou ek nog steeds. Selfs al kry ek nie daai kontrak waarvoor ek so hard gewerk het aan die presentation, selfs al kry ek dit nie, ek vertrou op die Here. Selfs al is my pensioen nie genoeg nie,
Ek vertrou op die Here dat hy vir my sal sorg. Selfs al word my kind nie gesond nie, en my kind sterf, sal ek nog steeds op die Here vertrou. Selfs dan sal ek nog steeds op die Here vertrou. Dis Shadrag, Mesach en Abednego. Wat is die beelde waarvoor ons buig in ons tyd? Hier was nou 'n 27 meter van 'n beeld waarvoor die mense staan en hulle moet buig. Wat is die beelde waarvoor jy en ek vandag buig? Ek doen dit gereeld, en waar is hy nou? Dat ek nie my selfoon by nie. 'n moderne afgodsbeeld waarvoor ons buig baie keer. Is net mooi hierdie ding. En ja, ons het hom nodig. Dit maak die lewe makliker in terme van kommunikasie. Maar wanneer trek ons die streep wanneer daar 'n goeie balans is in terme van jou selfoon? Wanneer is buig jy so bietjie voor Facebook, voor TikTok, voor YouTube? Wanneer buig jy so bietjie voor eer en aansien in jou gemeenskap? Wanneer buig ons voor die bankbestuurder? Ek gebruik nou 'n metafoor, in die ou dae het ons altyd gesê ek moet die bankbestuurder gaan sien. Wanneer buig ons voor ons bankbalans? Wanneer buig ons voor daai nuwe kar wat jy gekoop het? Sonder dat ons weet, maak ons afgode van ons eie moderne tyd. Ons buig verskriklik goed voor hulle. Wat is daai afgode? Goed. Nou moet ons sê, ons kom nou by ons tema, jou God het bedank. Ek hoor gereeld mense wat sê, God is liefde. OK. Wat beteken dit? Wat beteken dit om te sê God is liefde? Is maklik om dit te sê. En ons sê dit gereeld, wat beteken dit as ons sê, maar God is liefde? Dink so 'n bietjie vir 'n oomblik net bietjie verder, as ons sê, wat beteken dit as ons sê God is liefde? En nou praat ons nie van Hollywood weergawe, daai prentjie wat jy as 7-jarige kindjie gebou het, toe jy vir die eerste keer 'n romantic movie gesien het, wat uit Hollywood uitkom. Nie die Disney weergawe van liefde nie. Want ek weet, ek en jy het dit beleef, keer op keer, dalk meer as een keer, maar ten minste een keer, dat Hollywood liefde, daai movies wat hulle so bou, en dan hardloop jy, dan wil die vrou niks weet van die ou nie, en dan eventually, dan sit soos, hier aan die einde van die storie, en nou gaan ek iets van myself weggee, ek laf sulke stories, dan is dit, kies in make-up, en happy ever after. Dis die beeld van liefde waarmee ons groot geword het. Ongelukkig. Ons het met movies groot geword wat vir ons vertel van liefde en hoe liefde lyk en bla bla bla. Die probleem is, niemand sê vir ons wat 3 maande along the line in daai storie gebeur het nie. Wanneer die man sy onderbroeke op die grond los, sy klere nie optel nie, of vuil maak en sy vuil koppie los en dit nie in die wasbak, daai goeders gebeur eventually. So wat is ons gedagte van liefde? Wat beteken God is liefde? Ons projekteer ons persoonlike definisies van liefde op God. So wat dit sê, ons projekteer ons persoonlike definisies van liefde op God. Ek het 'n prentjie in my kop van wat liefde eintlik is, en nou projekteer ek dit op God. Ek sê, dit is wat God is. Maar dis net my eie prentjie. En ons prentjies verskil. So nou begin ek 'n prentjie maak van wat liefde is. En hier is die probleem. Ons verwag dat God moet inpas by my definisie. Is dit God se werk, om in te pas by my definisie van liefde, hoe ek liefde sien? En is fyn, ons almal moet 'n definisie hê. Ons mag 'n definisie hê van God en wat liefde is.
Die probleem is wanneer ons begin dink, maar God moet bietjie begin inpas van hoe ek liefde sien. Dis die probleem. Wanneer God moet inpas by my definisie. Wat ek dink liefde is. Wanneer my kind sterf, wanneer my vrou aan kanker ly, dan laat waai ek met gebede, want dis my definisie van liefde en van wat God moet help. En die oomblik, wanneer die werklikheid nie meer by daai definisie inpas nie, begin ons wonder of God selfs bestaan. Ons word kwaad. Here, hoekom het jy my kind gesond gemaak nie? Here, waar was jy? So dis die probleem. Die oomblik wanneer werklikheid nie meer by daai definisie van ons inpas nie, dan begin ons wonder. Dan begin ons twyfel, dan begin ons kwaad raak. My vrou kry kanker, my besigheid val uit mekaar. Hierdie is 'n ding wat ek nou baie gereeld sien. 'n Besigheid val uit mekaar, my kind word siek, iemand vir wie ek lief is sterf, en skielik sit ons met die vraag, maar dit voel dan nie soos liefde nie. Here, het jy my kind gered nie? Here, jy red nie my besigheid nie. Is hierdie dan liefde? Is dit dan wat liefde is? Is dit dan wat God is? Die probleem is nie God nie, die probleem is ons definisie van God en liefde. Is niks fout met God nie. Dis ons wat nog steeds op Facebook Marketplace probeer onderhandel met God oor wat my definisie van liefde is. En natuurlik, jy mag 'n definisie van liefde hê. Hier is die probleem. My definisie van liefde sit God in 'n boksie. Daai skoenboks, daai laaste lekker skoene gekoop het. Ons sit vir God so mooi in daai boksie. God is so. En die groot ek is. Onthou julle toe hulle vir God vra, wat is jou naam? Toe sê hy net ek is. Ek is. Nie Piet nie, nie Koos nie dit of dat nie. Hy het gesê, ek is. Ek is. En ons probeer nou vir God so mooi in ons boksies pas van hoe God moet lyk. Dis nie ons verantwoordelikheid nie. En ek wil so ver gaan om te sê dat ons dit nie kan doen nie. Daai God, wat ons so in ons eie boksies verpak, en jy mag 'n definisie van God hê, maar as God jou gelyke word, en jy sê, jy weet presies wie God is, en ek verstaan presies hoe God werk, dan is God jou ewig nie, dan kan God nie meer God wees nie. Daarom pak ons God so gereeld in 'n klompie boksies. Wat as dit nie God se werk is om heeltyd by jou verstaan, ons verstaan van liefde aan te pas nie? God is God. Ek is, bly ek is. En hy het nie nodig om homself te verduidelik nie. Wat as ons taak eerder is om aan te hou groei in ons verstaan van God? Aan te hou groei en soek na wie God vir my is. Dis 'n persoonlike ding. Wie is God vir my? God ontdek, te soek na God. Daar's een man, is die mooiste ding wat ek in my lewe nog gehoor het, rondom gebed. As jy dink rondom gebed en bid, nou is daar dalk ietsie wat jy baie graag wil hê, of jou kind is siek, of wat dit ook al mag wees, jou besigheid doen net lekker goed nie, en jy bid, aanhoudend, Here help, Here asseblief help, Here asseblief help, asseblief help. En hierdie ou sê vir my, die waarde van aanhoudende gebed, om die heeltyd te bid, is nie vir God om ons te hoor nie. Is nie vir God om ons te hoor nie, onthou, hy weet reeds wat ons nodig het. Die waarde van aanhoudende gebed is vir ons om God te hoor. Hoor julle die nuance verskil? Om aanhoudend te bid is nie sodat God ons hoor nie, hy hoor ons. Dis vir ons om te begin leer om God se stem te hoor. Om hom te hoor. Dis waarom ons bid. Ons bid om verhouding te bou. Ons bid om God te hoor. Om elke dag sy werk in hierdie wêreld en in ons lewens God
te kan raak sien. Dis hoekom ons bid. Elke keer as ek dink, ek het God uitgefigure, het ek dalk per ongeluk 'n afgod gemaak. Hoor mooi. Elke keer wanneer ek dink ek het God uitgefigure, dan het ek dalk onbewustelik, nie aspres nie, per ongeluk van God 'n afgod gemaak. Want dis my prentjie, dis my nuutste teorie van wie God is. En so kan ons maklik 'n afgod bou. Hoe ouer ek word, hoe minder seker raak ek oor sommige van my gevolgtrekkings. Hoe ouer ek word, hoe minder dink ek weet alles. Maar hoe meer vertroue kry ek in die proses. Dis 'n kuns om te leer om jou God in jou boksie wat bedank het, want hy bestaan nie. Dis 'n kuns om te begin luister, te begin kyk, te begin leer, te begin vra en te begin word en groei. Dis 'n kuns. So die God van Abednego en sy ander 2 vriende nooi ons vanoggend uit om hom te begin soek. Dis wat dit is. Miskien lei God ons nie na absolute sekerheid nie. Miskien wil jy graag sekerheid, maar dis nie waartoe God ons lei dalk nie. God lei ons dalk nie na absolute sekerheid nie, ook nie na ons dogmas en die manier hoe ons dink van God nie. Hy lei ons dalk na 3 goed toe. Bewustheid. Net bewustheid dat die ek is hier is. Dat die ek is jou lief het. Jou wie jy nou hier is vanoggend. Die ek is vir jou lief. En hy sal vir jou sorg. Hy sal na jou kyk. Soos Shadrag, Meshach en Abednego. Hy sal. Al voel dit vir jou of jy nou in 'n brandvuur gaan inloop. Al voel dit dalk vanoggend vir jou besigheid of jou persoonlike lewe of jou huwelik staan klaar in daai vuur. Nou vra God, word bewus soos Shadrag, Meshach en Abednego, word bewus van my teenwoordigheid en wees nederig. Hierdie 3 manne was nederig. Hulle het nie gedink hulle weet alles nie. Hulle het nie gedink God sal hulle red nie. Hulle het net gesê hy kan. Hy is die groot God, hy kan. Is ons bereid om voor die werklikheid te staan presies soos dit is? My kind wat siek is, my besigheid wat in die moeilikheid is, wat dit ook al mag wees, in die werklikheid te staan. Goed, werk nie dalk vir my uit soos wat dit is nie, om in die werklikheid te staan en te sê, ek verstaan nie alles nie. Ek verstaan dit nie. Maar soos Shadrag, Meshach en Abednego, vertrou ek steeds dat hier betekenis is. My huwelik staan dalk in die vuur. My besigheid staan dalk in die vuur. My emosionele welstand, my geestesgesondheid is dalk in die vuur. Maar ek vertrou dat hier in hierdie proses betekenis is. Ek vertrou dat daar betekenis is. Om God lief te hê beteken nie om lief te wees vir die werklikheid wat jy wens moet bestaan nie. Dalk nou 'n mond vol. Om God lief te hê beteken nie om lief te wees vir die werklikheid wat jy wens bestaan nie. Dit beteken om te leer om God binne hierdie werklikheid te vertrou. Shadrag, Meshach en Abednego se werklikheid is hulle staan in die vuur. En voor dit is hulle werklikheid, hierdie koning maak nie grappies nie, hy sal vir ons in die vuur gooi. Maar in daai werklikheid vertrou hulle nog steeds. Dis hulle God. En miskien is die grootste vorm van geloof daarom nie om voor die vuur te staan en te sê, God sal my uit die vuur uit red nie. Hierdie is verskriklik belangrik. Die grootste vorm van geloof, onthou hulle het gesê, God kan ons red. Hy kan ons red. Maar selfs al doen hy nie, sal ons nog steeds op hom vertrou. So, miskien is die grootste vorm van geloof, God sal my nie uit hierdie vuur uit red nie. Miskien is die diepste geloof, die diepte waar ons regtig volwasse raak in geloof,
is om voor die vuuroond te staan en te sê, dis die bottom line. God kan my red, maar selfs as dit nie gebeur soos ek gehoop het, dit sal wees nie. Selfs al hierdie, as die lewe nie uitwerk soos wat ek gehoop het, dit sou uitwerk nie. Ek in my lewe het regtig nie gedink dit gaan uitwerk soos dit nou uitwerk nie. 5 jaar terug sou ek vir jou gesê, joe, 5 jaar later het ek gesien, God het my in die vuuroond kom uithaal. Omdat ek vertrou het. Dis al wat God vra. Dinge gaan nie uitwerk soos wat jy gedink het en gehoop het nie. Baie keer doen dit, baie keer doen dit nie. Dan vra God vir jou, kan jy vanmôre hier op jou bors, jy ken daai name tags as jy na 'n konferensie toe gaan dat almal jou naampie kan ken. Plak vanoggend op jou hart Shadrag, Mesach en Abednego op jou hart. Dat al verstaan jy nie hoekom die goed nie gebeur soos wat jy graag dit wil hê nie. Dat jy steeds sal vertrou. Dat jy steeds sal vertrou. Die oomblik wanneer ons met God onderhandel en maak asof God 'n entiteit is soos Facebook se marketplace waar ons nou onderhandel hier met mekaar oor 'n Hilux se prys wat jy dalk wil koop, of vrouens, julle koop ons baie goed op marketplace en Temu en wat jy aan en Shein. Ja, Shein. Daar kan jy nou nie onderhandel nie, maar op Facebook marketplace kan jy met iemand onderhandel oor 'n prys. Sê nee, daai Hilux wat jy nou adverteer vir R450,000, kan ek nou kom kyk, dan sê hulle yes. En dan kom kyk jy na hom en sê, kyk hy bande. Kyk hy bande, ek gaan met nuwe bande opsit. Bande gaan my min of meer R15,000 kos. Ons gaan nie 'n bietjie moet onderhandel oor die pryse. Sien jy hierdie duitjie op die fender? Hierdie duitjie gaan ek moet regmaak. Dit gaan seker nog 'n R5,000 kos. So onderhandel jy met iemand wat iets verkoop. En ongelukkig doen ons dit met God ook. En daai God het bedank. Daai God het bedank. Die God van Shadrag, Mesach en Abednego, dis die God wat jou vanoggend uitnooi. Om al die goedjies wat ons in 'n boksie plaas, die God wat ons so in 'n boksie plaas, die boksie weg te gooi. Hy nooi jou vanoggend uit. Kom ontmoet my opnuut. Wees oop sodat jy die ek is opnuut kan ontmoet. Nie die een wat in jou boksies is nie, daai net bedank. Hy's klaar. Ek sluit af met hierdie verhaal. Met toestemming deel ek hierdie met julle. My vrou, toe ek haar ontmoet het, sou ek nie sê is die grootste gelowige wat ek nog in my lewe ontmoet het nie. Sy was somewhere between 'n rock and a hard place in terme van haar geloof. Nou hou ek met haar aan, gaan bietjie op 'n vrouekamp. En elke keer wanneer ek haar vra, gaan op hierdie vrouekamp, dan sê sy, nee, wat moet sy daar tussen die tannies gaan maak? Sy wil nie na 'n vrouekamp toe gaan nie. Dis weird. Sy wil nie, is weird. Weet jy wie van julle ken die woord in aksie, vrouekamp en mannekamp nie? En tweede keer sê ek vir hom, man, gaan probeer net, gaan try net. Nou werk ek so met 'n sagte angle hier aan haar, net om haar te probeer oorreed, om net na haar kamp toe te gaan, want ek ken woord in aksie, mannekamp, ek was op 'n paar van hulle, en hulle is ongelooflik. En eventually sê sy, okay, ek sal gaan. Die Vrydag toe hulle hier wil wegtrek uit Delmas uit, toe lyk dit of haar sweet van my vrou se voorkop afloop. Toe sy koue voete. Sy wil nie gaan nie. En toe stop die kar daar, en haar tasie is daar, en sy het nie 'n keuse nie, sy moet iemand, en daar klim sy, daar gaan sy. Soos wat sy ry Pretoria toe, hulle kampterrein is aan Pretoria. Ek wil nie. Kan jy my nie kom haal nie? Al daai lekker goedjies.
Toe wil sy nog glad nie nou meer na hierdie vrouekamp toe gaan nie. Sy kom daar aan en al die goed gebeur soos wat vrouekampe gebeur by Woord in Aksie. En sy sit in die oggend en nou sit sy daar en sy sê, sy vertel my na die tyd, want ek het nie hierdie geweet nie, sy vertel my na die tyd, sit sy en kyk vir hierdie mense wat praat en hulle sing so bietjie en dis nie haar sien nie, dis nie haar ding nie. Sy sit in haar stoel en die volgende oomblik kan sy nie sien nie. Niks. Sy's blind. Sy's blind. En die volgende oomblik kry sy koors en die water loop haar af. En hulle moet haar uitdra buitekant toe vir haar water gee en vir haar help. Sy kan nog steeds nie sien nie. En ek het al ietsie van hierdie gedeel. Sy kan nie sien nie. Daar is hulle vir 'n halfuur besig met haar. Sy is benoud, sy kan nie sien nie. Eventually kan sy weer sien en hulle bring haar terug en sy is okay. Toe sy in daai stoel sit. Nou my vrou is nie iemand vir toerlantynkies en goetertjies wat mense praat en goed nie. Toe sy in haar stoel sit en die persoon wat op die verhoog staan, die staan daar vier engele, weerskante van die spreker. En daar het sy die Here ontmoet. Daar het die Here wat werklik is, die Here wat nie in 'n boksie is nie. Daar het die Here wat werklik is, haar kom ontmoet en haar kom verander. En is daai selfde God wat vanoggend vir jou sê en vir my sê, gooi so 'n bietjie weg jou definisies, gooi so 'n bietjie weg jou sekerheid, maak oop jou arms, maak oop jou hart, sodat ek jou kan ontmoet. En as dinge nie uitwerk soos wat jy gedink het, hulle gaan uitwerk nie, en jy staan in die vuur, ek sal vir jou ook 'n engel stuur. Ek sal vir jou 'n engel stuur, dis sy belofte. Ek sal vir jou 'n engel stuur, al voel dit of jy in die vuur staan. Dis sy belofte. Mag jy 'n lewende God ontmoet, wat jou kom verras elke dag, met nuwe goed, wat jou kom verras met sy teenwoordigheid, sodat jy net op 'n plek kan staan. Ek is in verwondering. Ek is in verwondering van dit wat die Here in my lewe nou doen. En as jy in daai vuur staan op hierdie oomblik, en jy sit hier en dit voel vir jou of jy in daai vuur staan, weet dat jy weet die engel staan reg langs jou. Soos God Shadrag, Misag en Abednego bygestaan het, terwyl hulle sê, God kan my red, maar al red hy my nie, gaan ek in die vuur staan, en jy staan dalk nou in die vuur. Weet, die engel